Hoofnuus vanaand. Die beskuldigde wat 'n staatsgetuie geword het in die Jocelyn Smith verhoor, getuig hoe Kelly haar dogter aan 'n sangoma verkoop het. Rolspelers in die tabak- en drankhandel vra vir meer wetstoepassers, te midde van kommer dat sogenaamde sondebelasting onwettige handel sal laat toeneem. Goeienaand en baie welkom by die nuus. Die vermiste Jocelyn Smith se ma, Kelly, het haar dogter na bewering vir R20.000 aan 'n sangoma verkoop. Dis volgens die getuienis in die rondgaande Hooggeregshof in Saldanha aan die Weskus van die voormalige beskuldigde in die saak, Laurentia Lombard. Lombard sê Smith het haar R1.000 betaal om stil te bly. Smith en haar twee medebeskuldigdes, Jack Annapolis en Stefano van Ryn, word van ontvoering en mensenhandel aangekla na die verdwyning van Jocelyn in Februarie verlede jaar. Lombard sê die Sondag, 'n dag voordat Jocelyn vermis geraak het Kelly vir haar gesê sy het 'n verskriklike ding gedoen. Dit nadat sy gehoor het hoe Smith met Apollos praat oor geld wat 'n sangoma haar gegee het. Lombard sê sy het vroeër gesien hoe Smith, wat Jocelyn by haar gehad het, met 'n vrou praat wat 'n en verder uit 'n wit motor geklim het. Die vrou het na bewering vir Smith iets gegee wat sy voor in haar broek ingesteek het. En sy sê vir my, Rens, ek het nou my kind verkoop aan 'n sangoma. En ek het vir haar gevra, hoekom doen sy dit? Of vir wat het sy dit gedoen? En haar antwoord was gewees, jong Rens, ek het geld nodig gehad en ek kry swaar. Lombard beweer Smith het aan haar en Van Ryn geld aangebied om stil te bly. En verder aan het ek vir Kelly gevra, hoe gaan sy nou maak om vir Jocelyn weg te kry? En Kelly se antwoord was aan my gewees, sy gaan self dink, of sy gaan self 'n plan uitwerk om vir Jocelyn weg te kry. Die tyd wat Kelly sê, sy gaan vir my R1.000 gee en vir Stefano R200, ons het die aanbod aanvaar en dat ons monne moet hou en dat ons van niemand moet sê oor die beplanning wat ons beplan het. Lombard het getuig dat sy die oggend van 19 Februarie, voordat Kelly werk toe gegaan het, vir Apollos gesê het dat hy Jocelyn om 2 uur gereed moet hê, want die mense sou Jocelyn dan gaan haal. Sy het gesê sy het ook gesien hoe Smith van Jocelyn se klere in 'n swart sak pak. Later het sy gesien hoe Smith van die werk afkom, Jocelyn gaan haal en saam met haar na dieselfde wit motor toestap waaroor sy vroeër gepraat het. Kelly en Jocelyn het agter in die motor geklim wat daarna weggery het. Lombard sê dit was die laaste keer dat sy die kind gesien het. Verder aan maak die vrou die deur oop en Kelly en Jocelyn klim in die kar in. Sy vat die koelbek saam. Verder aan toe maak die vrou die deur toe. Agter Kelly en die vrou klim weer voor in die kar. En verder aan, daar ry die kar. Moet ek nie weer daar vanaf die kar gesien nie. Sy het getuig dat toe Kelly en die polisie by haar huis kom vra of sy Jocelyn gesien het sy Smith gevra hoekom sy dit vra, aangesien sy weet wat sy met haar kind gedoen het. Lombard sal na verwagting Maandag haar getuienis voortsit. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Die Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit SASSA sê die polisie is warm op die spoor van die 4 van sy werknemers wat betrek word by bedrog van meer as R260 miljoen. 3 ander SASSA amptenare is in hegtenis geneem in verband met die bedrog met sogenaamde spook SASSA kaarte. Dit blyk asof die 4 werkers, wat 'n senior bestuurder insluit, die polisie ontglip het nadat hulle inligting gekry het dat die polisie op pad is. We don't know what happened. They might have got the tip off, or they might have seen that their colleagues or their friends were being arrested, which they commit the crime together, and they decided to run away. But unfortunately, you can't run away from the law. They will be caught, and I think they will be caught very soon. Die volgehoue reën in KwaZulu-Natal het nog 'n slagoffer geëis. 'n Vrou is gister in Pinetown dood nadat haar motor deur 'n rivier meegesleur is. Gebiede in die weste van Durban is die swaarste getref. Dit bring die dodetal op 23 te staan sedert die vorige 2 onlangse storms in die provinsie. Soek- en reddingsspanne het vanoggend die liggaam van 'n vrou gevind wat weggespoel het. Multiple first responders arrived on scene.
We had people from Belita, IPSS Search and Rescue. We had Metro Police Search and Rescue. We had the teams from the various organizations from ER24 to Netcare, ALS paramedics. Everybody had come out and were on the ground searching. Die erge reën het modderstortings, ineengestorte paaie en oorstroomde brûe veral in die kusgebiede van die provinsie meegebring. Reënneerslae het gisteraand vererger te midde van 'n vlak 6 waarskuwing wat die Suid-Afrikaanse Weerdiens uitgereik het. Verskeie winkels by die Kloof Village winkelsentrum het ook oorstroom. We are trying to extract the water from the store at the moment. However, there's a lot of damage that has happened. My Digitag system is not functioning and the damage at the back as well. There is a lot of damage. Inwoners wat in laagliggende gebiede langs rivieroewers bly, is aangeraai om hoër op te trek, maar talle meen hulle het nie 'n ander heenkome nie. It's like our leaders, they are showing us a middle finger when they're telling us we must move away from the riverbank, but they haven't provided a place where we must go to. Die vlak 6 weerwaarskuwing geld vir die res van die naweek vir die eThekwini Metro, as ook dele van die Ugu, Ilembe en Umgungu-Dlovu distrikte. Die minister van elektrisiteit, Dr. Gotsiyenso Ramokgopa, sê Eskom moet aandag gee aan probleme by onderpresterende kragaanlegte wat beurkrag weer laat opduik het in die afgelope weke. Die minister het 'n paar sukkelende aanlegte besoek, insluitend Letabo in die Vrystaat. Benewens Letabo het probleme by Kendal en Medupi ook aanleiding gegee tot 'n opwekkingstekort en gevolglike beurkrag. Die minister is vol moed dat probleme by Letabo uitgestryk word. So I'm confident, having come out of this, the commitment by Labour again to say that, look, got ideas even before you arrive, Minister, when we experience those challenges, we have engaged with management. Eskom reik binnekort sy winterplan uit. Die opwekkingsafdeling hoop op die minimumonderbrekings gedurende die winter. Our first prize as Eskom is not to have load shedding, and for us as generation, but we will share with the country. Winter is at least better than the summer months because we don't have rain, thunderstorm and all of those things, because as you've seen our operations, some of them are outside. So if there's thunderstorm the whole day, it means there's people that we need to look after their safety there. Ramokgopa besoek nog aanlegte oor die volgende weke. Die onttrekking van soldate van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap aan die Demokratiese Republiek die Kongo gaan maandag in Harare bespreek word. Dis by 'n gesamentlike vergadering van ministers van buitelandse sake van SAOG-lande en die Oos-Afrika gemeenskap. Die besluit om die soldate, wat ook soldate van die Suid-Afrikaanse weermag insluit, terug te roep, is gister tydens 'n buitengewone beraad van staatshoofde van die SAOG bekend gemaak. Die onttrekking van die soldate volg na toenemende kritiek oor hulle voortgesette teenwoordigheid in die oorloggetuisterde ooste van die DRK. 14 Suid-Afrikaanse troepe het in Januarie in gevegte in Goma gesneuwel, voordat die M23 rebellegroep beheer oor die gebied oorgeneem het. Volgens die SAOG sal die soldate in fases onttrek word. M23 het die aankondiging verwelkom. Angola het vroeër aangekondig dat hy volgende week samesprekings tussen die DRK-regering en die rebellegroep gaan bemiddel. Dit sal die eerste regstreekse onderhandelings tussen die strydende partye wees. Die president van die DRK, Felix Tshisekedi, het nog nie sy deelname in die vergadering amptelik bevestig nie. Inwoners van die hoofstad Kinshasa is verdeeld oor die voorgestelde samesprekings. Hy sê, die mense het ons broers doodgemaak, ons susters verkrag en alles moontlik gedoen om ons te onderdruk. Angola dring nou daarop aan dat ons samesprekings voer met M23. As ons dit doen, sal ons vir altyd slawe van M23 in Rwanda bly. Hier in Kinshasa sê ons nee vir samesprekings met M23. Hy sê as daar probleme is, sit mense van dieselfde familie in Afrika saam om die tafel om oplossings te probeer vind. Dit is waarom ons 'n beroep doen op al die strydende partye om rondom 'n tafel byeen te kom en oor die DRK te praat, om as Kongolese oor ons probleme te praat. Die bevolking sal verlig wees as ons uiteindelik die vrede kry waarna ons so smag. Die SAOG-soldate was sedert die einde van 2023 in die DRK ontplooi.
Die Hooggeregshof in Quebec het Reinhard Leach tot 25 jaar gevangenisstraf gevonnis vir die 2021 moord op sy vriendin Vicky Ter Blanche. Leach is deur Vicky se vervreemde man Arnold Ter Blanche gehuur om haar te vermoor. Hy is skuldig bevind op al 8 aanklagte teen hom, waaronder moord en sameswering om te moor. Leach sal 23 jaar uitdien vir moord en 10 jaar vir sameswering tot moord. 8 jaar van die vonnis sal gelyklopend met die moordvonnis uitgedien word. Al die minder ernstige aanklagte sal ook gelyktydig uitgedien word. In Limpopo is die veroordeelde moordenaar Enoch Ndou in die Hooggeregshof in Thohoyandou tot lewenslange tronkstraf met 'n bykomende 90 jaar gevonnis. Ndou is daarin skuldig bevind dat hy 7 van sy familielede op Kersdag 2021 vermoor het. Mpho Ndou, sy vrou Portia en hulle 3 kinders, asook Mpho se broer Ndibuwo en die 3 kinders se neef is by hulle huis doodgeskiet. Ndou is lewenslange tronkstraf opgelê vir Mpho se dood, omdat die hof bevind het dat sy moord vooraf beplan is en 15 jaar elk vir die 6 ander moorde. Die 56-jarige Ndou was 'n verpleër. Die Khayelitsha Landdroshof in Kaapstad gaan Woensdag uitspraak lewer in die borgtog aansoek van 'n pastoor wat van onder meer verkrachting en poging tot moord aangekla word. Die man is deur die Khayelitsha polisie se gesinsgeweldeenheid in hegtenis geneem na beweringe van aanranding en verkrachting by 'n kerk waar hy bedien het. Die beskuldigde het glo vroue oortuig om met hom seks te hê in ruil vir genesing. 6 vermeende slagoffers, insluitende minderjarige, het met inligting na vore gekom. Die verkiesingskommissie het die Suid-Afrikaanse Kommuniste Party en 191 ander onaktiewe partye in kennis gestel dat hulle gederegistreer gaan word. Die OVK sê die party het versuim om die kommissie in te lig van hulle voortgesette bestaan. Die party het tot 24 Maart om die OVK van redes te voorsien waarom hulle registrasies nie opgeskort moet word nie. Die SHKP het onlangs aangekondig dat hy as 'n onafhanklike party aan die 2026 plaaslike regeringsverkiesings gaan deelneem. Daar is tans meer as 600 geregistreerde politieke partye in die land, waarvan 383 op nasionale vlak aan verkiesings kan deelneem. Die ander is op provinsiale of munisipale vlak geregistreer. Die minister van Finansies sê dis nie 'n opsie om persoonlike en korporatiewe belasting te verhoog nie. En die Vereniging vir Drank en Tabak sê sonder belasting gaan die bedryf knou. Dit en ander nuus net hierna. Die nasionale tesourie sê die opsie om persoonlike en korporatiewe belasting te verhoog sal 'n negatiewe impak hê op die behoud van werksgeleenthede, sakebeleggings en ekonomiese groei. Volgens hom is die belastings in Suid-Afrika reeds baie hoër as in ander ontwikkelende lande. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het die gesamentlike komitees oor finansies en toewysigings toegespreek oor die 2025 begroting wat hy Woensdag ter tafel gelê het. Die debat oor die voorgestelde verhoging van belasting op toegevoegde waarde woed voort. Godongwana het in sy begrotingsrede aangekondig dat BTW vanjaar en volgende jaar met 'n halwe persentasiepunt verhoog sal word, wat dit op 16% in 2026 te staan sal bring. Godongwana sê egter dat volgende jaar se voorgestelde verhoging nie noodwendig ingestel sal word nie. The second 0.5 assume everything remains the same. Any changes in our revenue structure, we may drop that 0.5 in the next financial year. Nasionale Tesourie die voorgestelde BTW-verhoging verdedig. Relative to the rest of the continent and relative to our OECD peers, corporate income tax as a share of GDP has consistently been much, much higher. Godongwana het ontken dat hy begrotingsvoorstelle van die DA geïgnoreer het. Hy sê voorstelle om die regering se uitgawes te hersien sal net oor die medium tot langtermyn resultate oplewer. Die regering se tegniese adviessentrum GTAC is besig met uitgawehersienings. Verskerping van belastinginvordering onder die land se rykstes is ook druk bespreek. The one big measure we did was a global minimum tax that we included in the budget last year. That is actually still anticipated to raise 8 billion from multinationals in 26-27. It's not in this current budget table because we announced it last year, but that is a large increase that the corporates are expected to pay from the following fiscal year. And we started collecting data of all individuals who on registers
own more than 50 million of assets. That was our first stab. That revealed to us that there were about 2,800 individuals who would fit that category. And we then also discovered that amongst those individuals, 460 billion of assets are registered as local assets, and about another 150 billion assets are offshore assets. And we know that because of the automatic exchange of information that we get from over 100 countries. Die Swetsers sê hulle gaan 2 miljard rand spandeer om uitstaande belasting in te vorder en 'n verdere 500 miljoen rand om die inkomstedienste stelsels te moderniseer om kunsmatige intelligensie en risiko-opsporingsprogramme in te sluit. Rolspelers in tabak- en drankhandel doen 'n beroep op die regering om meer wetstoepassers aan te stel om saam te val met die verhoging in aksiesbelasting op tabak en alkohol. Hulle sê die skerp stygings in sogenaamde sondebelasting gaan onwettige handel in die produkte 'n hupstoot gee. Die onafhanklike tabakvereniging vir billike handel en die drankhandelaarsvereniging sê ekonomiese druk op hulle klante gaan gevolge hê. 'n Persentasiepunt verhoging in belasting op toegevoegde waarde oor 2 jaar versprei is van dese week in die begrotingsrede aangekondig. Daar is ook 'n 6,75% belastingverhoging op bier, sterkdrank en wyn. Aksiesbelasting op sigarette styg met 4,75% en op pyptabak en sigare met 6,75%. Well-known and open secret that the illicit trade in cigarettes is rampant and rife in South Africa, and those, unfortunately, that ply their trade in the illicit trade are able to offer goods that are far cheaper than those that pay taxes in the form of excise, which is also going up, and VAT, which is also going up. So we are unable to compete with them, unfortunately. Government, and I hope they allocate some resources towards tackling the illicit trade, because that's going to really hit us in our pockets. Volgens die Nasionale Drankhandelaarsvereniging is die hoër as inflasieverhoging saam met die hoër BTW 'n dubbele slag. This is something that is going to really hit our businesses very hard. But we know that the people that are going to celebrate out of this are the illicit and counterfeit alcohol dealers, because this is a great benefit for them. They don't pay tax, they don't pay any excise duties whatsoever. So people that are struggling to afford our products are going to now move into the illegal channel. Die BTW-verhoging gaan ook inflasie opjaag. Indirekte belastings het natuurlik 'n inflasionêre effek in die ekonomie, want pryse van produkte wat aan hierdie belastings onderworpe is, styg, en natuurlik ook in die geval van BTW-dienste. Wat my egter meer bekommer is dat die BTW-verhoging 'n bykomende administratiewe las op Suid-Afrikaanse ondernemings plaas. Ek het die tesourie gevra wat die koste van daardie administratiewe las is, en ongelukkig het die tesourie dit nie bereken nie. Die eerste 0,5% BTW-verhoging tree in werking op 1 Mei en die tweede op 1 April volgende jaar. Ten spyte van die minister van Finansies se voorgestelde kontantinspuiting in die gesondheidssektor, waarsku kritici dat dit nie genoeg is om die sektor se talle uitdagings die hoof te bied nie. Die mediese vakbond SAMATO, wat protes aangeteken het oor die gebrek aan poste vir duisende werklose dokters, beskou die befondsing as 'n noodsaaklike ingryping. Die Islamitiese Mediese Vereniging is egter bekommerd oor hoe die regering beplan om sy ambisieuse teikens te finansier te midde van die bestaande finansiële druk op die gesondheidsorgstelsel. Die Suid-Afrikaanse gesondheidsorgsektor is onder geweldige druk weens onder meer kwynende infrastruktuur en vakante poste. Ten spyte van verskeie uitdagings was daar 'n sprankie hoop in hierdie week se begrotingsrede. 28.9 billion is added to the health budget, mainly to keep about 9,300 healthcare workers in our hospitals and clinics. It's also be used to employ the 800 post-community service doctors and to ensure that our pharmacists do not run out of medicine. Honderde gekwalifiseerde dokters bly werkloos. Die mediese vakbond SAMATO, wat die stryd vir werk vir die 1800 nuwe gegradueerdes gelei het, is egter steeds hoopvol. We believe that this is a step in the right direction, as SAMATO has been very vocal on the unemployment of healthcare professionals and all the doctors who are sitting at home whilst the country is in substantial need of these skills. Baie bly skepties oor die langtermyn volhoubaarheid en doeltreffendheid van hierdie maatreëls. Met 1000 na gemeenskapsdiensdokters
wat steeds werkloos is, voer kritici aan dat finansiële wanbestuur en 'n opgeblaase administratiewe struktuur voortgaan om hulpbronne weg te lei van mediese personeel. Kom ons kyk hoe die markte om 8uur vanaand vertoon het. Ons gaan net hierna voort met die sportnuus van die dag, as ook die weer vir môre. Bly ingeskakel. Die Afrikaanse redaksie groet tot môre aand om 6uur op SABC2. Geniet die naweek.